Vriende, ons vra dat die manspersone vir ons 'n oombliekie sal staan, dan gaan ons net 'n kort gebed saam doen. Ons wonderlike hemelse Vader, ons dank U dat ons in hierdie môre kan saam wees in die naam bo alle name, die naam van ons wonderlike Here Jesus Christus, en dat ons deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in hierdie môre U kan aanbid en kan vra, Vader, dat U Christus sal verhoog en dat mense na hom getrek sal word. Hemelse Vader, dankie vir U liefde wat geopenbaar is in Christus, wat na hierdie wêreld gekom het om te leef, om te sterwe, om op te staan, sodat sondaars gered kan word. Ek dink nie ons besef altyd die probleem wat sonde in hierdie wêreld gebring het nie. Ek dink nie ons besef aldag, Here, dat sonde die enkel grootste rede is vir die verwydering tussen God en mens nie. En Vader, ons besef dat ons het geen manier gehad om onsself met U te versoen, behalwe toe U vir ons U seun gestuur het, wat aan die kruishout gehang het, en vir ons leer, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie vir die wonderlike waarheid van U woord, dankie dat ons dit in ons eie taal mag hê, dankie dat ons dit mag lees, dankie dat ons dit mag verstaan. Nou vra ons ook, Here, wat vanmôre se erediens aanbetref, dat U vir ons wysheid sal gee. Dankie dat die Bybel ons baie duidelik leer dat die Gees van God is die Gees van wysheid en insig en verstand. Vra ons, Here, dat U ons oë sal verlig om die waarheid van U woord te sien. Sal U asseblief ons harde harte sag kom maak, ontvanklik kom maak, sodat ons U waarheid kan ontvang, en gee vir ons 'n gewilligheid om dan te doen wat U van ons vra. En ag, Here, dat ons eer sal bring op U naam, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Nou vriende, ons gaan vanmôre die Bybel oopmaak by 1 Timoteus die 3de hoofstuk. Jy sal onthou, ons het nou so 'n paar weke stil gestaan by hierdie baie besondere eienskappe waaraan 'n opsiener en 'n diaken en ook die vrou van 'n opsiener en 'n diaken moet voldoen. En vanmôre gaan ons dan hierdie gedeelte afsluit, en dan volgende week gaan ons daar in hoofstuk 4, aangaan in hoofstuk 4, en volgende week gaan ek 'n bietjie begin praat oor die dissiplines van die man na die hart van God. Die dissiplines, ons gaan volgende week praat oor my dissipline in die huwelik, dan gaan ons praat oor die dissipline in my vaderskap, en dan oor die dissipline in my vriendskap. So ons gaan bietjie daarna kyk, en dan gaan ons bietjie verder aangaan. Daar gaan nog tussentyd bietjie, gaan ons praat oor die dissiplines, en die spandering van my tyd, finansies, stokpertjies, al daai dinge. En nou kan jy miskien nou dink, maar hoekom moet die vrouens dan kerk toe kom as hy dan net met die mans gaan praat? Jy sal agterkom dat baie van die dinge kom maar sterk ooreen met mekaar. Die Here gee nie 'n deel opdragte vir die man en dan heeltemal ander opdragte vir die vrou nie. Daar's altyd oorvleeling. Terwyl die Here die man aangestel het as hoof van die huis, en die Here het ook vir hom opgeroep om leiding te neem in sy huis. Nie leiding met 'n lang ei nie, nê? Almal moenie lei onder sy leiding nie, maar daar moet hierdie kosbare rigtingwyser wees. Die een wat vir sy gesin sê, kom stap agter my aan, sodat ons die Here in alles kan verheerlik. Nou vanmôre gaan ons stilstaan, soos beloof, stilstaan by vers 16. Ons gaan lees vers 14 tot 16. Ons gaan 14 en 15 baie gou hanteer, en dan gaan ons stilstaan by vers 16, 'n baie besondere vers, ook in hierdie gedeelte, en ook in die woord van die Here. 1 Timoteus 3, vers 14 tot 16. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Paulus wat nou vir Timoteus, die jong leraar, vir wie hy nou al hierdie opdragte gegee het, en die eienskappe waaraan 'n opsiener en diaken moet voldoen. Hy sê, ek hoop om jou gou te sien, en gou na jou te kom, maar as ek vertoef, dan kan jy weet, hoe iemand hom moet gedra aan die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Vers 16, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Besondere gedeelte in God se woord, is eintlik maar 'n opsomming van die evangelie in 'n neutedop, die verkondiging van Christus, wat mens kom word het. En ek het vir julle laasweek gevra om hierdie vers by die huis te gaan lees en te gaan memoriseer, en ek weet almal van julle dit gaan doen, en ek is opgewonde om saam met julle vanmôre te hoor, of julle dan hierdie vers geleer het. OK, 1 Timoteus 3:16. En
onteenseglik die? Ok, daar is een wat gesê het verborgenheid. Jy kan na die tyd 'n ekstra ietsie kry om te eet daarachter, né? Verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Ok, onthou ons het in die vorige gemeente elke Sondag aand omtrent 'n vers geleer, né? Ek sien julle dit verleer. Maar kom ons kyk weer. Wie gaan dit vir my opsê? Nie almal gelyk nie, asseblief. Ok, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God openbaar in die vlees, is geregverdig deur die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Dit is belangrik om die woord in jou hart te bære, dat jy teen God nie sal sondig nie. Hierdie week was hierdie vers, die een wat ek ook gememoriseer het, met die doel dat ek ook die Here beter kan verheerlik. En dan, na die diens is daar 'n verrassing vir een van julle, want dieselfde slideshow gaan wees, en dan gaan jy opstaan en gaan jy vir my sê, né? Ek dink Jock sal dit vir ons doen. Hy is die grootste van almal hier. Tussen hom en Sarah. Ok. So is oom Jock, jammer. Soveel te meer, hy is 'n ouer mens, so ons weet hy die wysheid in pag. So, vriende, ons gaan vanmôre praat oor die gedagte vanuit hierdie vers, oor ons verkondig Christus. Hy is die verborgenheid van die godsaligheid geopenbaar. Ons verkondig Christus. Hy is die verborgenheid van die godsaligheid geopenbaar. En ons sal sien vanmôre dat hier die hele gedeelte eintlik van die feit dat Paulus vir Timoteus skryf oor hoe die opsiener, hoe die diaken moet lyk, manne wat God sal dien, ook in die amp, en verder hoe hulle vroue daarmee moet uitsien, sien ons dan ook, hy kom amper by hierdie klimaks uit deur te sê, dat hulle doel en hulle taak en hulle roeping sal wees, om dan hierdie Christus te verkondig. Daarom, vriende, ook wanneer ons Sondag by mekaar kom, is dit die verantwoordelikheid van die gemeente, en in besonder van die leraar, maar ook die gemeente self, om Christus voor oë te hou. Ons moet Christus die sentrale punt van ons erediens maak, en ek lees vir een of twee van Spurgeon se aanhalings, en dan kom ons by hierdie verklaring van hierdie gedeelte uit. Spurgeon het gesê, nou ek het van dit probeer vertaal in Afrikaans, en dit klink nie altyd so mooi in Afrikaans as in Engels nie, so is hier en daar Engels, Afrikaans, maar volg saam wat hy ook sê as groot man van die Here. Nou Spurgeon het gelewe so in die laat 1800s, begin 1900s, Spurgeon, hulle reken oor 1 miljoen siele tot bekering gekom onder sy bediening, en hulle reken tot vandag toe is hy die mees geleese prediker wat daar is. Sy boodskap is versprei, hy was deel van die Baptiste Unie, later het hy weggebreek daarvan, 'n man wat God lief gehad het en God gedien het. Hy het sy eie kweekskool gehad, en vriende, baie van die gereformeerde predikers is ook dan die vrug van Spurgeon se bediening. En nou sê hy sê die lese van alle ware dienaars van God moet wees. Ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. Hy sê 'n preek sonder Christus daarin is soos brood sonder enige meel daarin. Geen Christus in u preek nie, meneer, gaan dan huis toe en preek nooit weer, totdat jy iets het wat die moeite werd is om oor te preek nie. Vriende, dink gou aan die deursnee kerk wat vanmôre sy deure oopgesluit het in die Oosrand, in die Wesrand, in Pretoria, in Suid-Afrika, wêreldwyd. Hoeveel kerke, hoeveel predikers sal vanmôre preek oor Christus en hom as gekruisigde? Die meeste maak nie eens meer die Bybel oop wanneer hulle Sondag by mekaar kom nie, want hulle reken die Bybel is uitgedateer. Dis nie meer relevant vir ons mens van die 21ste eeu nie. Daarom val die mens van die 21ste eeu uitmekaar. Huwelike, huise, skole, universiteite, kweekskole. Waarom? Omdat Christus en hom as gekruisigde nie meer gepreek word nie. En sê Spurgeon, wat ek dink in sy goeie reg kan sê as jy nie Christus en hom as gekruisigde preek nie, het jy niks om oor te preek nie, en moet jy eintlik maar die kansel verlaat. Hy sê by 'n ander geleentheid, hy sê, leave Christ out of a sermon, oh my brethren,
better leave the pulpit out altogether. If a man can preach one sermon without mentioning Christ's name in it, it ought to be his last. Certainly, the last that any Christian ought to go to hear him preach. En vriende, dit is net so relevant vir ons dag en tyd soos in die tyd van Spurgeon. Die oorgrote meerderheid predikers is nie meer besig met die waarheid. Ek het onlangs met een van ons lidmate gepraat, waar hulle by 'n geleentheid was, waar daar nie eens die Bybel oopgemaak is, toe die kind ten doop gebring was. Daar was absoluut chaos eintlik in die kerk gewees. Die een praat met mekaar en die een met die ander ene, en besef jy net meer, daar's geen ontzag meer vir God, geen ontzag vir sy woord, geen ontzag vir sy waarheid nie, en daarom moet ons as gemeente vanmôre, vanuit vers 16 van 1 Timoteus 3 kom hoor, hierdie erediens is deur God in die lewe geroep. Voor die grondlegging van die wêreld het die Here geweet, en hy het bepaal en hy het beskik, dat elkeen van u vanmôre hier sal wees. U kan miskien vanmôre dink, ja, ek het opgestaan, en ek het kerk toe gekom, en is verseker so, jy het dit gedoen, maar dit was die Heilige Gees wat dit in jou gewerk het, of jy vanmôre gered is of ongered is, want Christus word verkondig, en deur die prediking van die woord, en deur die dwaasheid van die prediking, gebruik God dit ook om die wat glo te red. Daarom, vriende, is het my so kosbaar om vanmôre met u te praat, oor hierdie gedagte, dat Christus is die een, wat geopenbaar is, soos Paulus hiervan praat. Vriende, as ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons, dis ook presies die boodskap wat die apostel Paulus aan die jong leraar Timoteus wou oordra, en dit is dat elke opsiener, elke diaken, elke kind van die Here Christus die senterpunt, die hart van hulle woordeskat en boodskap moet maak. Geen Christus, geen boodskap. As u getuienis deel met 'n ongeredde, dan praat jy nie oor jouself nie. Jy raak nie die senterpunt van jou getuienis nie. Dit gaan nie oor hoe sleg jy was en hoe wonderlik jy nou is nie. As jy klaar gepraat het, klaar getuig het, kan hulle hoor Christus en hom as gekruisigde is die senterpunt, is die een wat jou vry kom maak het, is die liefling van jou siel. As Christus nie die senterpunt is nie, sê die apostel Paulus, dan het ons die doel verloor van kerkwees en van prediking. Nou skryf Paulus en hy sê in vers 14, wat ons saam gelees het, hy het al die opdragte gegee aan Timoteus oor hoe die diaken, hoe die ouderling, die diaken ouderling se vrou moet lyk. En nou sê ek, skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Nou hierdie teksvers sê eenvoudig, Paulus beplan, onthou die mens wik maar God beskik. Daar is baie planne in die hart van die mens, maar God rig sy voetstappe. Die apostel Paulus het dit terdee besef, en hy sê vir Timoteus, ek wil gou na jou toe kom, maar Timoteus, as daar iets voorval, as God 'n ander plan het, dan wil ek net eintlik vir jou sê, daar is sekere dinge wat in die gemeente moet gebeur. U sien, ons ken nie die toekoms nie, en ek hoop, as u met iemand praat, dan sê nie vir hulle, ek sien jou môre nie. Ek hoop jy sê vir hulle, as dit die Here se wil is, dan sien ek jou môre. Want my en jou lewe is nie in ons hand nie, en Paulus sê, ek skryf en ek hoop, my vertrou is in die Here, dat ek gou na jou toe kan kom, maar as ek vertoef, vers 15, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Nou vriende, baie interessant is, dat die huis van God, waarvan Paulus hier praat, is nie die fisiese gebou nie, maar is 'n metafoor wat hy gebruik, om die liggaam van Christus, oftewel die kinders van die Here uit te beeld. Ek hoop jy verstaan dit ook. Ons is nie vanmôre hier om die gebou te prys, en die pragtige vensters, en die grasdak, en die stoele, en so bly is 'n kansel nie. My blydskap is vanmôre dat u hier is. Mense wat asemhaal, mense wat kan dink, mense wat kan hoor, mense wat vanmôre hier sit en sê, ek wil graag hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê, en die Here gebruik die dwaasheid van die prediking, om dan ook ons te voed met die waarheid van sy woord. Daarom sê Paulus, hy skryf hierdie dinge met die hoop om te kom, maar Timoteus, as ek vertoef, skryf ek vir jou sodat jy kan weet hoe iemand hulle moet gedra in die huis van die Here. Petrus kom aan 1 Petrus 2 vers 4 en hy sê, kom na hom, dis na Christus toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos
lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Ek wil gou stop daar. As ek en jy vanmôre 'n huis was, as mense moes verbystap by hierdie bouperseel en hulle sien hier staan ekke, die huis, die geestelike huis, hoe sal die huis lyk? Sal dit 'n mirasie wees? Ek wil hê jy moet die beeld probeer kry. Paulus gebruik hierdie metafoor, die gedagte is dieselfde. Hoe sien ons geestelik daarna uit? Hoe lyk ons verander mense? Dis wat Paulus sê. Ons moet ons laat opbou, soos 'n geestelike huis, so ons moet 'n mooi vertoon hê. Ons wil graag hê ons huise moet mooi lyk. Ons doen die tuine, ons plant blommetjies, die swembad moet blou wees. Ons weet, as ons by 'n huis kom en hy swembad is groen, en die gras staan so lank, en die tuin is onversorg, en binnekant kom jy en die reuk gryp jou eintlik hier aan die neus, en ruk jou so 3 keer rond, en alles staan die mekaar, en ons weet mos hoe dit is, vensters is uitgeslaan, en dit wil sê ons vir onsself, maar hierdie ou moet miskien 'n bietjie plan maak om na sy huis te kyk. Lyk ons miskien vanmôre geestelik so? Dan sê die Bybel, kom na hom, Christus, die lewende steen wat verwerp is deur die bouers, en laat jou opbou tot 'n geestelike huis. Luister vriende, ons kan nie stagneer in ons geestelike lewe nie. Of ons gaan vooruit, of veragter. 'n Kind van die Here kan nie stil staan nie. Daarom is dit belangrik om Christus voor oë te hou, en ook te sien wat Paulus hier sê. So moet ons gedra, sodat ons opgebou kan word tot 'n geestelike huis. Hoor wat sê hy verder? 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Hoeveel dae in hierdie week? Ek vra dit vir u nie as 'n beskuldiging of om 'n skuldgevoel op u te laai nie. En as dit so is, dan die Here vir jou geweet, hy werk nog. Hoeveel keer het jy in hierdie môre opgestaan en gesê, of hierdie week opgestaan in die oggend en gesê, Here, vandag vra ek u, bou my op, dat ek 'n geestelike huis kan wees, om u welgevallig te wees in alles wat ek dink, en alles wat ek sê, en alles wat ek doen, om eer te bring op u naam. Hoeveel van ons het dit gesê? Gedink. My gebed is dat ons meer gereeld sal dink soos kinders van die koninkryk, hulle wat vrygekoop is deur die bloed van die lam. Nou gaan Paulus verder en hy sê wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Nou, jy moet onthou, Paulus skryf aan wie? Aan Timoteus. Timoteus was die prediker van die gemeente in Efese. Julle wil nie regtig antwoord nie, ek dink julle ken die antwoord. Nou, watter tempel was uitstaande in die stad Efese? Die tempel van die godin Diana, né? Party ouens sê Diana. Nou, Diana is nie meer met ons nie, ook nie Diana nie. Maar hierdie tempel was daar gewees. Nou, baie interessant is, hierdie tempel, vriende, was 'n indrukwekkende tempel gewees. Hulle reken dat daar 127 pilare was, wat hierdie dak en struktuur bymekaar gehou het. Elke pilaar was van marmer gewees, en in hierdie marmer was dit versier gewees met juwele en verskillende goed, wat konings geskenk het. Elke pilaar was deur 'n koning geskenk om hierdie tempel te bou. En nou kom die apostel Paulus en hy gebruik hierdie beeld wat vir die gemeente in Efese duidelik sal wees, en hy sê vir hulle, daai tempel beteken niks, dis 'n afgodstempel. Laat julle opbou soos hierdie huis. En onthou net een ding, baie belangrik. Die gemeente is die pilaar en grondslag van die waarheid. Met ander woorde, die kerk van Jesus is die pilaar en grondslag van die waarheid, en op ons rus die verpligting om die evangelie reg, suiwer en met autoriteit uit te dra. Die kerk moet die evangelie hoog ag en uitdra met gesag. Die evangelie is meer kosbaarder as al daardie pilare saam met al daardie edelgesteentes wat op daardie marmerpilare vasgesit is. Paulus probeer 'n beeld skep vir hierdie gemeente in Efese, om vir hulle te sê die evangelie is baie meer kosbaar. Ons is hierdie pilare wat hierdie evangelie hoog moet hou, wat die dak van die evangelie, wat die kosbare waarheid van God se woord aanbetref, moet uitdra in hierdie verlore gaande wêreld. Wat is meer kosbaar vir jou? Meer kosbaarder vir jou as die evangelie? Sê vir my vanmôre. Wat is daar waarin jy meer tyd spandeer? En jou gedagtes is meer daar. En so af en toe is die evangelie 'n voetnota in jou lewe, in jou huis, in jou gesprekke.
As jou kinders met jou praat, kan hulle hoor, jy's lief vir die Here Jesus Christus. Kan hulle dit hoor, kan hulle dit sien. As pa, as ma, kinders kan ander kinders sien, dat Christus jou vrygemaak het. Dit help nie ons sing Sondag kinderliedjies by die sonnaskool, en ons is bly om die ander maatjies te sien, maar ons is nie in die week 'n getuie, daar in die wêreld, en in die skole waar die Here ons plaas nie. Saterdag besig in Abednego, 3 jong mans in Babel, getuie vir die Here tot die dood toe. Hulle was bereid gewees om te sterwe in die vuuroond en 'n getuie te wees. Daarom vra ek jou vanmôre, wat is vir jou meer kosbaarder as die evangelie? Paulus sê hierdie evangelie is meer kosbaarder as enige van daardie pilare, 127 van hulle. Daai afgodstempel beteken niks. Ons is die huis van God en ons moet die evangelie verkondig. Die Here sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Ek vra jou vanmôre weer 'n vraag. Aan die begin is baie vrae. Jy het nou al 'n teksvers geleer en 'n klomp vrae wat jy moet beantwoord. Hierdie is vanmôre uitputtende erediens, né? Maar hou moed, daar's lekker koffie en tee na die tyd. Vir hoeveel het jy hierdie week die evangelie verkondig? Aan hoeveel het jy hierdie week die evangelie verkondig? Het jy tyd geneem om te dink daardie siel is op pad hel toe? En het jy hierdie evangelie aan daardie persoon meegedeel? Handelinge 5:42 sê, en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Ek pleit by jou dat ek en jy sal besef, dat nadat Paulus al hierdie opdragte gegee het, kom hy met hierdie kosbare waarheid waar hy eintlik alles saamvat om te sê. Timoteus, ek vertoef om te kom, moet jy weet hoe moet hulle gedra in die huis van die Here. Dis die kinders van die Here, gebou van die Here, om die evangelie van Christus te verkondig. En dan begin hy met vers 16, jy wat ons vanmôre geleer het, gememoriseer het, wat ons nou weer gaan hersien, tussen Sarel en oom Jock. En daar staan onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Vriende, hierdie was 'n lied wat in die vroeëre kerk gesing was. Die verborgenheid waarvan Paulus praat is 'n terme wat hy gebruik het om te sê dat daar sekere waarhede in die Ou Testament aangaande Christus nog nie ten volle geopenbaar was nie, maar nou in die Nuwe Testament geopenbaar is. Ek glo elkeen besef dat die Bybel 'n boek van progressiewe openbaring is. Ons het nie alles op een slag ontvang nie. Dit was eers die 5 boeke van Moses en later die ander boeke in die tyd van die Here Jesus was die Ou Testament klaar geskryf en toe is dit die Nuwe Testamentiese skrywers en later is die kanon vasgemaak met die 66 boeke wat ons het. 39 Ou Testamentiese boeke, 27 Nuwe Testamentiese boeke. Buite hierdie openbaring glo ons nie iemand wat vir ons sê die Here het vir ons gesê nie, of hy het 'n openbaring gehad van God en hy stel sy woorde gelyk aan die Bybelboek nie. Nee, hierdie woord van God leer vir ons aangaande die Here Jesus Christus. En ag vriende, net so as u miskien twyfel, gaan ek vir 1 of 2 van baie gedeeltes lees wat hierdie saak vasmaak. Paulus skryf in Romeine 16:25. Hy sê aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. En jy sal met my saamstem, net in hierdie 3 verse is daar 'n reeks boodskappe wat jy kan hou. Want hoor wat sê die apostel Paulus, hierdie was vir eeue lank verswyg. Die profete in die Ou Testament het dit voorspel. Die Bybel sê het uitgesien na daardie dag wanneer Christus sou kom. Dis nou geopenbaar deur die skrifte. Hoekom? Want dit was die bevel van God. God sê dit sal nou geopenbaar word, op die regte tyd geopenbaar, en ons moet gehoorsaam wees daarvan, of daaraan. Want die Here, die alleenwyse God, gee vir ons hierdie groot waarheid. Hoor wat sê Efesiërs 1:7-9. En hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het. Ek wil vanmôre vir u 'n hartseer verhaal vertel, dat u en ek 'n groter oordeel sal ontvang, as die mense in die Ou Testament,
En self van die mense in die Nuwe Testamentiese tyd, hoekom? Hulle het nie God se volle openbaring gehad nie. Die meeste mense het 'n Bybelboek in hulle huis en baie keer 3 en 4. En gaan vra vir die deursnee huisgesin, hoeveel tyd spandeer julle om hierdie verborgenheid wat geopenbaar is, te lees en te hoor wat God aan die gemeente wil sê. En jy sal agterkom dat die deursnee nie tyd het vir God se woord nie. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil voorberei vir die hemel nie. Daarom kom die apostel Paulus en hy sê, luister, hierdie is 'n verborgenheid, deur God se bevel is dit geopenbaar, maar julle moet tyd neem om te lees van hierdie openbaring en te buig voor hierdie God om hom beter te leer ken. En wat is die hart van hierdie openbaring waarvan Paulus praat hier in 1 Timoteus 3 vers 16? En ag vriende, dit is vanmôre die Here Jesus Christus. En kom ons kyk gou vinnig. Ek gaan nie lank by elke punt stil staan nie, ek gaan net vir u 'n paar gedagtes neerlê sodat u kan verstaan. En na die tyd maak ons hierdie saak vas in ons hart, en as u die evangelie in hierdie week met iemand wil deel, dan kan jy hierdie vers opsê en elke gedagte met iemand deel wat die evangelie en die hart van die evangelie vir ons oopsluit. Paulus begin en hy sê, hierdie verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Hier verwys Paulus, vriende, na Jesus Christus, God wat mens kom word het. Luister, hy is nie geskape, het eers sy ontstaan by sy geboorte gehad nie, nee. Geopenbaar is die woordjie paneroo in die Grieks en beteken om te openbaar, of sigbaar of bekend te maak, wat verborge of onbekend was. Om te openbaar het sy deur woorde of dade of op enige ander manier. So Christus van ewigheid af bestaan die drie enige God. Hy word sigbaar, die Bybel sê, wat ontvang is, wat Maria ontvang het, was uit die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, God wat mens kom word het. Voorspel in die Ou Testament, Jesaja 7:14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Honderde jare voor Christus se geboorte voorspel Jesaja die geboorte van Jesus. Die aankondiging van Christus se geboorte, Matteus 1:23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God wat onder die mens kom woon het. God wat mens kom word het. Belangrik, ons sal sien Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Praat nou van die Here Jesus, né? In die begin was die Here Jesus by God, en die Here Jesus was God. Hy was in die begin by God, en vers 14 sê, en die woord, Christus het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Paulus sê vir Timoteus, ek gaan vir jou sê, hoe moet hulle gedra in die huis van die Here? As ek afwesig is, hier's die brief, luister daarna, lees dit. Is Paulus vanmôre hier? Nee, maar Paulus se geskrif is hier, onder leiding van die Heilige Gees geskrywe, dis 'n tydlose geskrif, en dieselfde gedagtes vanmôre hier vir ons. Wat moet ons glo in hierdie gemeente? Dat God is geopenbaar in die vlees. Jesus Christus het God aan ons kom openbaar. Johannes 8:58, Jesus praat met hierdie fariseërs en sadduseërs, en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Die woordjie eko eimi, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die ware wynstok. So wat gebeur nou, vers 59 het ek vanmôre vir u saamgebring, dat u kan sien wat hulle reaksie was. Jesus sê vir hulle, voordat Abraham was, is ek. Hoor, hulle het die klippe opgetel om hom te stenig. Waarom? Want hulle het geweet, hy sê, hy is God wat mens kom word het. Wat is die evangelie wat my en jou anders maak as die res van die wêreldse godsdienste? Al die wêreldse godsdienste het vir hulle afgode uit hout en klip gekap, of profete aangestel wat gesterf het, en hulle grafte is nog daar. Ons bely dat hierdie God wat voorspel in die Ou Testament, dat die verlosser sou kom, hy het gekom, hy het gelewe,
hy het gesterwe, hy het opgestaan. Daarom God het mens kom word. Waarom het hulle hom nie gestenig nie? Dit was nog nie sy tyd gewees nie. Jesus sê, ek lê my lewe af om dit op te neem. Op die bepaalde tyd het Jesus sy lewe kom aflê. Hy was nie 'n slagoffer nie, hy het nie op 'n verkeerde tyd op die verkeerde plek aangekom en daar is hy gekruisig en gesterwe nie. Hy het gekom op 'n goddelike missie, want hy's God wat mens is. En daarom volkome God, volkome mens. Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Wat is hierdie verborgenheid? Eerste plek, God het mens kom word. Tweede plek, hy's geregverdig in die gees. Baie interessante studie. Geregverdig in die gees. Nou baie van die kommentaarskrywers reken dat hierdie gees hoofletter of kleinletter kan wees, want die gedagte is een en dieselfde, dat Christus die sondelose een was. Jesus sê in Johannes 8 vers 46, wie van julle oortuig my van sonde? Het u al gelees, ek wil sê, ek lees die boek Matteus, ek is nou besig met R.C. Sproul se reeks uit Matteus, soos u nou al reeds weet. Ek kan nie genoeg kry van hierdie prediking nie. Want jy sien Christus se heerlikheid, sy karakter, sy majesteit, deur hierdie blaaie van die Bybel na vore kom. Hoe dikwels hy iemand gesond maak, en dan sê jou sonde is jou vergewe, dan sluk hierdie ouens hulle valstande in. En hulle verstik aan allerhande goed, en hulle sê, hoe kan hy sonde vergewe? Net God kan sonde vergewe. Dan sê Jesus, neem jou bed op en loop. Ek is die God van die Sabbat. Ek is God wat mens kom word het. Die kerk van die Here Jesus verwerp vandag hierdie waarheid. Luister ek wie sê, die deursnee kerk vandag het 'n vreemde begrip van die God van die Bybel. Daarom pleit ek by jou, dat ons sal sien, hy was sondeloos. Baie van die kerke wat preek dat Jesus redder is, reken vandag, hy was eers sondaar gewees. En hy's die eerste een wat weergebore moes word, weet jy dit? Baie kerke wat sing, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en wat sing, daar's 'n dierbare kruis, bely dat Jesus eers 'n sondaar was. Die kerkvriende het die bus heeltemal gemis. Waarom? Omdat hulle die waarheid van God se woord verruil vir die denke van mense, vir die guns van mense, om by regerings aan te pas, om by landsituasies aan te pas. Maar ek wil vanmôre vir u sê, Christus is die een geregverdig in die gees. Sy lewe, sy optrede, sy wandel, sy woorde, hy was sondeloos volmaak. Van sy doop, dwarsdeur sê die Bybel, of van sy geboorte, sy doop, tydens sy versoeking in die woestyn, waar hy 40 dae deur die duiwel versoek was, in die tuin van Getsemane, toe die stryd intens was, deur tot die kruis, deur tot hy uitgeroep het is volbring, was hy die volmaakte lam van God gewees. 2 Korintiërs 5:21, want hy, God, het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ek wil jou vra dat jy vanmiddag gaan sit en dink daaraan. Hier staan jy skuldig. Jy skuldig aan al die aanklagte wat op jou lysie staan, van moord en verkrachting en roof en diefstal en leuns en bedrog en homoseksualisme, noem dit alles. Hier staan jy en hier staan die 4 peloton voor jou en hulle sê, ons gaan jou nou doodmaak. Ek wil hê jy moet daai gedagte begin kry. En die Bybel sê vir ons dat wat eintlik gebeur het is God kom voor. Hy kom staan voor en hy sê, ek sal die straf vat vir hierdie skuldige een. En vandag maak ons asof dit niks is nie. Ook is gered. So pad hemel toe. Glory land. Maar ons besef nie, wat het God vir ons gedoen? Hy het al hierdie straf van ons sonde, hy het nie sondaar geword nie, maar hy het die straf gedra. Hy het die doodstraf op hom geneem, wat na ons kant toe sou kom. Hy het die helse smarte beleef ter wille van my en jou. En alles het God op hom gelaai, ter wille van ons vergifnis, en die feit dat ons gered kan word. Ek wil hê jy moet nooit van vergifnis 'n goedkoop saak maak nie. Moet nooit van vergifnis 'n goedkoop saak maak nie. Hebreërs 4:15 sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat aan alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Sonder sonde. Matteus 17 vers 5, die berg van verheerliking. Petrus wil 3 hutte bou, vir hom, of vir Elia,
en vir Moses en vir Jesus, en die stem kom uit die hemel en sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Ek glo jy sal vanmôre saam met my luister, hy was die sondelose, God geopenbaar in die vlees, geregverdig deur die Gees, die Heilige Gees gee getuienis, Jesus se lewe gee getuienis, die woord gee getuienis, dat hy die sondelose volmaakte is. Hy het verskyn aan engele. Die Bybel sê vir ons, beide heilige en gevalle engele, die woord is vol daarvan, Matteus 4 vers 11, onthou jy die versoeking van Jesus, na sy versoeking het die engele gekom en hom gedien. Die engele het hom kom dien, want hy was God, sy heerlikheid, het hy vir 'n tyd lang prys gegee. Hy het nie sy godheid prys gegee nie, hy het sy heerlikheid prys gegee, sodat hy ook verlosser kan wees. Die Bybel sê, die engele het gekom om hom gedien. Matteus 28:1, jy sal onthou, na Jesus se opstanding, die Bybel sê dat 'n groot aardbewing gekom, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Hebreërs 1 vers 6, en al die engele van God moet hom, dis Jesus Christus, aanbid. En u kan self 'n studie daarvan gemaak. Die heilige engel het hom gesien, voor hy mens kom word het, in sy menswording, en nou aan die regterhand van die Vader, die heerlikheid word geopenbaar. Matteus 8:31, die gevalle engele. Onthou u die besetene van Gadara, en die duiwels het hom gesmeek en gesê, as hy ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te gaan. Kolossense 2 vers 15 sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het, Christus se heerlikheid wat aangekondig was, 1 Petrus 3:18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Hoor nou vers 19, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eerstyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. Hierdie vers is soms moeilik verklaarbaar, maar die eenvoudige gedagte is, Christus sy oorwinning is geproklameer. Die graf kon hom nie hou nie, die dood kon hom nie hou nie, die duiwel het nie 'n oorwinning oor hom behaal nie, God se bepaalde plan is ten uitvoer gebring, die volmaakte lam het gekom, het geleef, het gesterwe, en het opgestaan, en ons kan daaroor getuig vanmôre. Ons lees verder, hy is verkondig onder die heidene. Christus is verkondig onder die heidene. Matteus 24:14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Sê gou vir my, is ons Israel of is ons heidene? As jy daarby uitgekom het, het jy by 'n groot waarheid uitgekom in Suid-Afrika. Want die meeste dink en praat asof ons Israel is. Dis net jammer as dit kom by die onderhouding van die wette, dat ons dan bietjie wil kibbel en bietjie wil armdruk met die Here in sy woord. As jy Israel wil wees, go for it. Voluit. Gaan na voor. Die Bybel sê ons is heidene. Almal wat nie Israel is nie, is heidene. En die Bybel sê hierdie getuienis moet oor die hele wêreld verkondig word vir al die nasies. Matteus 26:13, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis. Dis die vrou wat Jesus se voete gesalf het. Handelinge 1:8, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 8:4, die wat verstrooi was, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig deur die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, en nou is geglo in die wêreld. As u vanmôre gered is u die vrug van hierdie evangelie, van die Here Jesus Christus, wat verkondig is in die hele wêreld. Die Bybel sê vir ons baie duidelik daar in Handelinge 2:41, Petrus se eerste boodskap, 3000 siele het gered geword. Kolossense 1:5 sê vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het.
Wat vir my so interessant is, ek luister een van die boodskappe van Dr. R.C. Sproul, en hy vertel van die sendingorganisasie wat besluit het om na hierdie een stam te gaan in Afrika, wat nog nooit die evangelie gehoor het. Hulle kom daar by die stamhoof aan, en hulle vra vir hom, kan hulle maar met die mense begin praat? Ja, hulle kan, hulle begin die taal verstaan, hulle begin die Bybel vertaal, en die boek Matteus in besonder vertaal hulle, en hulle besluit hulle gaan die geslagregister van Jesus uitlos, en al die onnodige dinge, wat ons dink is onnodig in die Bybel, en hulle gee hierdie vertaling vir die mense, en 'n paar jaar het nou verloop, vandat hulle aangekom het. En die persoon skryf en sê, die dag toe die Bybels daar aankom, was die stam meer opgewonde oor die groot trokke, wat die Bybels kom aflaai het, as oor die Bybels. En hierdie persoon was basies self plat geslaan, en gewonder wat gaan aan. En hulle kom by R.C. Sproul uit, en hulle vertel vir hom hierdie verhaal, en hy vra nou, hoe lyk die vertaling nou? Wat het julle alles in die vertaling gesit? En die persoon vertel hom. Hy sê, vat die volgende vertaling en begin by Matteus 1. Die geslagregister van Jesus. En die volgende uitgawe van die Bybel het die geslagregister van Jesus ingehaal. En toe die stamhoof dit lees, toe sê hy, was hierdie Christus dan 'n werklike persoon gewees? Ons tog is nog heeltyd 'n storie, wat jy ons vertel van iemand, dat al hierdie goedjies kon doen. Hy kom tot bekering, en die hele stam kom tot bekering. Waarom? Want Christus moet verkondig word. Hy's God wat mens kom word het. Hy's nie 'n storie nie. Hy's nie een of ander feeverhaal nie. Hy's nie 'n lank gelede, soos wat Hollywood ons kom leer nie. Hy's Christus. Hy's God wat mens kom word het. Hy het 'n geslagregister. Op God se bepaalde tyd is hy gebore uit die maagd Maria. Hy's verkondig onder die heidenes, geglo in die wêreld. Hoor wat sê die Bybel? En dit dra vrug, net soos onder julle ook. Dit is so wonderlik as ek by mense kom, of ek het gesprekke met mense onlangs weer in Namibië, wat die mense vir my sê, hierdie vrou was vasgevang in hierdie godsdiens, deur die prediking wat hier gepreek is, het sy by die Here uitgekom, en sy dien die Here met 'n onverdeelde hart. Wonderlik om te hoor in die gemeente hier, hoe mense by die Here uitkom, want die evangelie is die evangelie van Christus, en dit dra vrug. Dit dra vrug van die dag af, dat ons dit hoor. Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want U is geslag, en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie. Wat 'n heerlike, lieflike gesang, om te sing. Laaste gedagte is opgeneem in heerlikheid. Hierdie Christus wat ons verkondig, die een wat verborge was in die Ou Testament, en met tyd geopenbaar is op God se bevel. Die Bybel sê, nadat hy geleef het, gesterwe het, opgestaan het, is hy opgeneem in heerlikheid. Handelinge 1 vers 9, hy is opgeneem terwyl dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Openbaring 1 vers 7, vir my besondere vers in die Bybel, die oggend van die 4de Mei 1989, was dit die vers wat die kleerlingman gelees het op die Swartwatergrensbasis, waardeur die Here my oortuig het van my sondige toestand en my siel gered het. Daar staan, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedrywe. En nou vra mense my, maar hoe gaan almal hom sien, want dis nag hierson, is dag daar. Toe sê ek, moenie oor die goed bekommerd wees wat God se afdeling is nie. Worry oor jou afdeling. Moenie oor God se afdeling bekommerd wees nie. Hy is nie onmagtig om homself in sy heerlikheid te openbaar nie. Nag vriende, so kosbaar toe ek hierdie gedeelte gelees het, en Spurgeon, ek sluit af met 'n aanhaling van hom. Hy sê, let your sermons be full of Christ, from beginning to end crammed full of the gospel. As for myself, brethren, I cannot preach anything else but Christ and his cross, for I know nothing else. And long ago, like the Apostle Paul, I determined not to know anything else but Jesus Christ and him crucified. Hierdie verborgenheid wat geopenbaar was in Christus Jesus, is die evangelie wat ons verkondig. Mag ons hier in Berea Christen gemeente, en ook as ons hier daar buite beweeg, niks anders preek, leef en praat
as Christus en hom as gekruisigde nie. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God openbaar nie, vlees is geregverdig in die gees, het verskyn, aan engele is verkondig onder die heidene is en glo in die wêreld is opgeneem in heerlikheid. Die evangelie in Netedop mag een ek hierdie waarheid memoriseer, mag ons dit verkondig met alle mag en mening, tot ons die Here in sy heerlikheid sal vang die seën van die Here, dan gaan hy ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, herinner ons aan hierdie groot waarheid van 1 Timoteus 3:16. En mag ons verbly en verheug in hierdie verlosser, Jesus Christus, die een wat geen sonde geken het nie, en sonde vir ons gemaak is.